Goeiedag. Ek praat met julle vandag hier uit my woning uit Oesterbaai. En ek wil graag vanmiddag net die diens wat ek eintlik Sondag 1 Maart gepreek het in die kerk, wil ek net vandag sommer net die boodskap weer oordeel met julle, want Sondag het ons 'n bietjie klankprobleme ervaar en ek dink dit is so 'n besonderse boodskap en ek dink hierdie boodskap moet net daar buite uitkom en dat die mense wat dit moet hoor, dit ook moet hoor. So dit is altyd nie so maklik om 'n boodskap oor te preek nie, want jy staan nie voor mense nie en jy sien nie die mense voor jou nie, maar kom ons vertrou dat die Here se Heilige Gees regtig sal kom en hierdie boodskap ook lewendig kom maak in elkeen se harte. Ag, dankie Here dat ek vanmiddag hierdie boodskap kan deel en ek vra dat U sal kom in die Heilige Gees en ja, Here, waar dit nie nou 'n ware situasie in die kerk is hier, is dit tog 'n ware situasie vir U en ek wil erg vra dat U sal kom en die boodskap kom lewendig maak en elkeen wat na hierdie boodskap sal luister en dit vir hulle betekenisvol maak, lewensveranderend maak. Dis my gebed in die naam van Jesus. Amen. Ek wil met julle praat vanmiddag oor wat rig jou lewe? En ek wil hierdie vraag vra met 'n spesifieke rede, want dit is baie belangrik omdat jy sal weet, wat is die dryfveer vir jou lewe? Hoekom kies jy elke dag om te doen wat jy doen? En dis 'n baie belangrike vraag om te antwoord, want weet jy hoekom? Want as jy die regte dinge kies in jou lewe, kan dit bydra tot 'n sekere uitkomste in jou lewe. Dit kan lei dat jy 'n lewe leef van betekenis, van purpose, 'n lewe wat doelgerig is, 'n pad van innerlike vrede. En ons almal hinker daarna om vrede in ons lewens te ervaar. Jy hinker daarna, ek hinker daarna. Niemand van ons wil gestres wees of angstig wees of gespanne wees nie. Mense sal ook baie ver reis na plekke toe waar hulle net kan gaan rus en waar hulle net vrede vir hulle siel kan vind. Daar's ook baie mense wat vandag dwelmmiddels opsnyf deur hulle neus, omdat hulle glo, dit bring vir hulle vrede. Want vir 'n oomblik vergeet hulle van alles wat om hulle aangaan en al die pyn en al die seer wat hulle dalk mag beleef. Maar ander mense weer misbruik alkohol en soek en hinker na daardie oomblik van net 'n paar ure of iets om net te vergeet van regtig alles wat hulle seer maak of wat hulle uitdagings in ervaar. En mense sal allerlei dinge doen om vrede te ervaar. Die waarheid is egter, mense, daar's baie min mense in hierdie wêreld wat vandag in vrede leef met hulle self, maar ook wat in vrede leef met God. Die meeste mense beleef hoë vlakke van spanning, stres en angstigheid in hulle lewens. En waar ek elke dag met mense werk, en kom ek agter, daar's 3 dinge wat mense se vrede steel. En julle kan dit neerskryf as julle 'n pen en papier het. Die eerste ene is, wanneer ons omstandighede nie kan beheer word nie, verloor ons vrede. Dink maar baie keer daaraan as jy op 'n internasionale lughawe staan en vlugte word vertraag. Dit het al baie met my gebeur. Dat ek of in Amerika of in Europa was en dan word die vlugte vertraag, want as die wind mos net daar 'n bietjie skeef waai, dan vlieg die vliegtye nie. En dan is dit verskriklik sleg, want jy's in 'n vreemde land en jy's angstig, want vanaand moet jy op die lughawe sit en ja, dit is regtig nie 'n lekker gevoel nie en jy weet nie wanneer vlieg die volgende vliegtuig huis toe nie. Jy was eintlik wel al klaar by die huis gewees het. En ek dink sommer net aan die spesiale omstandighede wat nou in die wêreld aan die gang is, waar Amerika nou saam met Israel Iran binnegeval het en jy weet in Dubai, al die duisende mense wat daar byeenkom, waar vlugte gekanselleer is. En kan julle dink die paniek wat mense moet ervaar wat daar sit en hier's 'n oorlog aan die gang, hier's 'n geveg aan die gang en ons kan nie in die lugruim ingaan nie, ons kan nie huis toe gaan nie, ons sit vasgevang in 'n plek waar ons nie moet wees nie. Dis daardie dinge wat 'n mens nie kan beheer nie, wat vir jou regtig paniekerig maak, stresserig maak en ja, wat regtig nie vir 'n mens lekker is nie. Jy is sommer dan geïrriteerd en jy's angstig en angstigheid bekruip jou. As jy getroud is en jy smag daarna om 'n baba te kry en dit wil nie gebeur nie, of as jy enkellopend is en jy wil so graag trou, maar die regte persoon kom net nie jou pad nie. En wanneer hierdie dinge gebeur, mense, raak ons meestal gespanne, ons raak angstig en dis gewoonlik dinge wat ek en jy nie kan beheer in ons lewens nie.
Die tweede ding wat ons vrede steel, is wanneer mense nie wil verander nie. Het jy al agtergekom dat mense nie graag wil verander nie en gewoonlik verandering teestaan? Miskien het jy al probeer dat jou man of jou vrou of jou kinders verander. En dit is so moeilik partykeer as 'n mens so weet, dit gaan so goed vir hulle wees, maar hulle wil net nie hulle samewerking gee nie. Hulle wil net nie die Here begin dien nie. Hulle wil net nie ophou drink nie. Hulle wil net nie 'n sekere gewoonte afleer of 'n sekere verandering in hulle lewe maak nie. En sommige mense kan verandering so teestaan en dis nogals iets wat 'n mens ongelooflik mismoedig kan maak in mense lewe. En dit kom steel jou vrede, want jy is dan permanent bekommerd oor hulle, want dis gewoonlik geliefdes in 'n mens se lewe. En die derde manier is wanneer daar geen verduideliking vir ons probleme is nie. Ons weet dat die lewe nie altyd regverdig is nie. Ons weet dat dinge nie altyd mooi eindig nie en nie altyd uitwerk soos wat ons gedink het dit gaan wees nie. Wat dit moeilik maak is dat jy nie altyd gaan weet hoekom dit so is nie. Jy het nie altyd antwoorde op alles nie. En as dinge nie vir ons reg uitwerk nie en ons het nie antwoorde nie, raak ons gefrustreerd en ons raak senuweeagtig, ons raak gestres. En ons begin ander mense blameer vir die uitkomste wat in ons lewe gekry word. Maar in die Here se woord sê hy gee vir ons vrede, want vrede is vir elkeen van ons mense 'n behoefte waarna ons almal hinker. En een van die Hebreëse name van God is Jehovah Shalom, wat beteken, ek is die God van vrede. En twee van die grootste behoeftes van Christene vandag is genade en vrede. Ons wil lewens leef wat van vrede getuig. In Johannes 20 sê Jesus 3 keer vir sy disippels na sy opstanding aan hulle verskuif. Hy sê vrede vir julle, vrede vir julle, vrede vir julle op 3 verskillende geleenthede. En in Johannes 14 vers 27 lees ons die volgende, daar staan Jesus sê hier, ek laat vir julle vrede na. My vrede deel ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld vrede nie. Julle moenie ontsteld of beangs word nie. Nou as God vir ons sê dat hy los vir ons vrede, dan bedoel hy regtig wat hy sê. En dis nie iets wat ons verdien, of iets waarvoor ons moet werk, of iets waarvoor ons moet bedel, of iets waarvoor ons moet vra nie. Dis iets wat ons vrylik vanaf God ontvang. So hoekom is daar dan so baie mense, is die vraag wat 'n mens kan vra, wat dan hierdie vrede nog vandag nie in hulle lewe het nie. En ons gaan hierna kyk vandag. Hoe lyk die pad van persoonlike vrede vir elkeen van ons ten spyte van alles wat gebeur in ons lewe, ten spyte partykeer van al die chaos en die mekaarigheid wat in ons lewe aan die gang is. Dit is egter baie belangrik om te weet dat om vrede te ervaar geensins enige iets te doen het met die feit om sonder enige probleme te leef nie. As jy moet wag tot al jou probleme in die lewe opgelos is voor jy vrede ervaar, sal jy dit nooit ervaar nie, want Jesus sê ons sal uitdagings en probleme ervaar in hierdie lewe. Om vrede in jou lewe te ervaar, kom nie mense omdat jy 'n lewe lei wat geen konflik of geen stres het nie. Het jy geweet, jy kan vrede in jou menswees ervaar in die middel van konflik en stresvolle situasies. Vrede in jou menswees is egter die resultaat van 3 baie belangrike besluite wat jy moet maak. 3 besluite en daardie besluite is die eerste een daarvan is die keuse van aanvaarding. En die tweede ene is die keuse van om te vertrou. En die derde is die keuse om oor te gee. Die Engelse taal het vir ons so 'n mooi verduideliking. Hy sê vir ons die keuse, the choice to surrender, om oor te gee. Die woord surrender is so 'n sterk woord, nê. En kom ons bekyk nou hierdie 3 keuses van naderby. Die eerste stap op die roete van persoonlike vrede is om die dinge te aanvaar wat jy en ek nie kan verander nie. Om bekommerd te wees oor dit wat jy nie kan verander nie, gaan beslis nie vir jou vrede gee nie. Om woede en bitterheid daaroor te ervaar, gaan ook nie vir jou vrede gee nie. Om skuldig te voel daaroor, beslis nie bydra tot vrede nie. En om te sit en jouself jammer te kry en 'n jammie martelgat houding in te neem, mense, gaan niks verander nie en dit gaan verseker nie vir jou vrede gee nie. Daar's een ding wat vir jou vrede gaan gee en dis om te aanvaar die dinge wat jy en ek nie in die lewe kan verander nie.
In 2 Samuel 12 lees ons die storie van koning Dawid, wat 'n klein babietjie gehad het, wat besig was om te sterf. En ons lees die verhaal en wat vir ons sê dat Dawid het alles in sy vermoë gedoen, dat die babietjie nie moes sterf nie. Hy het gevas, hy het gebid, hy het gehuil, hy het gesmeek, hy het alles gedoen, hy het by die Here gevra, asseblief Here, moet asseblief nie dat hierdie babietjie sterf nie. Maar weet julle wat? God het nie sy gebed verhoor nie. Ons weet nie hoekom nie, want die babietjie het gesterf op die 7de dag. Na hy vir 7 dae en 7 nagte het hy gebid. Die babietjie het gesterf op die 7de dag. En hy sal seker dalk nooit weet hoekom die gebed nie verhoor is nie. Maar God het 'n plan en 'n purpose daarmee gehad. Dawid se raadgewers het ook gedink dat as Dawid hierdie nuus gaan kry dat die babietjie dood is, hy dit heeltemal sou verloor en hy heeltemal sou ineen sink, want hy het die hele proses van die vooraf bid so intens ervaar en dit was vir hom so 'n intense emosionele ervaring. Maar Dawid se reaksie was heeltemal die teenoorgestelde. Nadat Dawid die nuus van die dood ontvang het, sê die woord van die Here vir ons, het hy homself gaan bad, hy het homself skoon klere aangetrek, hy het 'n goeie maaltyd genuttig en hy het gaan werk. En sy raadgewers het vir hom gesê, wat doen jy? Jy moet nou eers rou. Hoekom gaan werk jy? En Dawid het vir hulle gesê, die kindjie is in die hemel en eendag sal ek ook sterf en ek sal met die kindjie verenig wees en saam met hom in die hemel wees. En in die tussentyd is daar niks wat ek daaraan kan gaan doen nie. So ek moet aangaan met my werk. Lees saam met my uit 2 Samuel 12 vanaf vers 19 tot 23 die volgende. 2 Samuel 12 sê vir ons, vanaf vers 19 het sê, Dawid het opgemerk dat hulle onder mekaar fluister en hy het besef dat die kind gesterf het. Is die kind dood? Vra hy. Ja, hy is dood, antwoord hulle. Toe het Dawid van die grond af opgestaan, homself gewas en reukolie aangesmeer. En nadat hy skoon klere aangetrek het, het hy in die heiligdom ingegaan en daar aanbid. Daarna het hy na die paleis toe teruggegaan en kos gevra. Hulle het dit gebring en hy het geëet. Maar sy amptenare vra vir hom, hoe moet ons nou u optrede verstaan? Terwyl die kind nog gelewe het, het hy gehuil en gevas, maar nou dat die seun dood is, het hy opgestaan en het geëet. Dawid antwoord hulle, terwyl die kind nog gelewe het, het ek gevas en gehuil, want ek het gedink, miskien sal die Here genadig wees en die kind laat lewe. Maar nou is hy dood. Hoekom moet ek nou nog vas? Kan ek hom weer terugbring? Eendag sal ek na hom toe gaan, maar hy kan nie nou na my toe terugkom nie. Ons sien Dawid het hier 'n baie belangrike ding gedoen. Hy het aanvaar wat met hom gebeur het. Hy het die dinge aanvaar wat hy nie kon verander nie. Paulus skryf ook in Filippense 4 vers 11 tot 13, skryf hy die volgende, en dit is belangrik om hierdie gedeelte te verstaan in die konteks waarin dit geskryf is. Hy is hier gevange geneem en in Rome in 'n tronk gesit deur Nero, en in daardie tyd het hy Filippense geskryf, wat seker vir ons die mees positiefste boek in die Bybel is. Ek lees hier van die New Century Version en dit sê die volgende, I have learned to be satisfied with the things I have and with everything that happens. I know how to live when I am poor, and I know how to live when I have plenty. I have learned the secret of being happy at any time in everything that happens. I can do all things through Christ because He gives me strength. So mooi laaste stukkie, nee. I can do all things through Christ because He gives me strength. Om dinge te aanvaar, soos Dawid en Paulus hier vir ons wys, is iets mense wat ons moet aanleer. Ons leer aanvaarding aan wanneer ons deur moeilike dinge moet gaan. Ons leer om te aanvaar deur God se krag wat deur ons werk en wat ons help om daardie keuses te maak. Dis nie iets wat ons op ons eie kan doen nie. Dis nie iets wat ons doen sonder die krag van die Here nie. Weet julle wat verhinder ons om daardie keuses vir aanvaarding te maak? Dis ons verlange om altyd vir alles 'n verduideliking te wil hê. Wanneer iets verkeerd gaan in ons lewe en daar gebeur dinge wat nie in lyn is met ons lewe soos wat ons gedink het dit moet wees of hoe dit moet uitwerk nie, vra ons altyd die vraag: Here, hoekom gebeur dit met my? God, waarom het U dit toegelaat? Waarom
Waarom, Here? En weet julle wat? Hoe meer jy dink, waarom het dit met my gebeur? En hoe meer jy die vrae vir jou oor en oor vra, bly jy vasgevang en kom daar eintlik 'n bitterheid binne in jou, want jy voel, die Here het jou te nagekom. Jy voel, die Here het nie vir jou deurgekom nie. Jy voel, die Here het jou verlaat. En ek wil eers vir julle ietsie sê vanmiddag oor die feit om altyd van God 'n verduideliking te eis as iets met ons gebeur het. Eerstens mense, God skuld vir jou en vir my geen verduideliking nie. Hy hoef nie vir enigsins vir ons 'n verduideliking te gee oor hoekom hy sekere goed toelaat of sekere goed doen nie. Hy is die skepper en ek en jy is sy skepsels. Hy is 'n God, 'n goeie God en 'n regverdige God en 'n God wat liefde is. Hy is nie 'n God wat liefde het nie. Hy is 'n God wat liefde is. Hy verstaan goed wat ek en jy nie verstaan nie. Hy sien die groot prentjie van ons lewe en ek en jy sien net die hier en die nou. En die feit is, God skuld ons nie 'n verduideliking vir enige iets in ons lewens nie. Tweedens, al gee God vir ons 'n verduideliking, is die kans grootendeels dat ek en jy nie daardie verduideliking gaan verstaan nie. Want God se gedagtes is soveel groter en wyer as ons gedagtes. Dis te groot en te omvattend vir ons om dit te verstaan. Daar's voortdurend dinge wat groot is om ons en wat groot is en wat om ons gebeur. En God is voortdurend besig om te werk in ons eie lewens, ons familie se lewens, die lewe om ons, die wêreld om ons, die werksmense om ons, om almal se lewens is God voortdurend besig om te werk. En verduidelikings maak nie dinge vir ons beter nie. Maar wat vir ons wel gerusstellend is die teenwoordigheid van God in my en jou lewe. So hou op soek na dinge en antwoorde wat jy eintlik nie nodig het nie. 'n Klassieke voorbeeld van 'n verhaal waar dinge nie kon verander nie, is die storie van Job. Ons ken die storie van Job. In die Ou Testament lees ons van Job en dis werklik 'n storie van trauma, waar hy deur trauma en lyding gegaan het. En Job was in daardie tyd van die rykste mense, as hy nie die rykste man was wat geleef het nie, en hy was baie toegewyd aan sy verhouding met God. Hy het 'n ongelooflike goeie verhouding met die Here gehad. Maar hy het egter binne 'n tydperk van 48 uur, het hy alles in sy lewe verloor. Eerstens is al 10 van sy kinders vermoor, en dis al klaar iets dis al klaar baie traumatiese emosionele ervaring. En dit was reeds genoeg vir hom om te verwerk. Boonop het hy al sy rykdom verloor. Sy oeste op die lande, sowel as al sy vee is vernietig. Hy het oornag bankrot geraak. En of dit nie genoeg is nie, kry hy toe 'n siekte, 'n pynlike siekte, wat sy liggaam so oortrek, dat hy elke uur uit 24 uur per dag seere op sy liggaam gehad het, wat verskriklik seer was. So jy mag dalk indink dat jou situasie rof is, en ek mag dalk indink dat my situasie rof is, maar mense, Job het werklik 'n baie slegte situasie gehad. Maar hy het daarom een ding oor gehad, hy het 'n vrou gehad, wat om sy ore geneel het. En dit was, ek wil nie amper sê, net so erg. En na alles wat gebeur het, sê sy vir Job, Job, waarom vervloek jy nie net vir God nie? God het jou nie raak gesien nie, man. God stel nie in jou belang nie. God het nie vir jou deurgekom nie. Want sy sê eintlik dit vir hom. Sy sê eintlik is dit God se skuld dat hierdie goed met jou gebeur het. En ek sal vir julle sê, dis daarom nou vir jou emosionele ondersteuning wanneer jy op 'n lae plek in jou lewe is. So ek hoop nie julle emosionele ondersteuning wanneer julle bietjie laag is soos die vrou wat Job gehad het nie. Ons vertrou die Here gee vir ons beter emosionele ondersteuning in ons lewens, nê? Maar weet julle die moeilikste verhaal van Job sy hele verhaal, die moeilikste gedeelte van Job sy hele verhaal, is dat daar geen verduideliking beskikbaar was vir hoekom hierdie goed met Job gebeur het nie. God het nêrens gesê, dit is hoekom ek dit toegelaat het nie, Job. Dit is hoekom ek hierdie trauma en hierdie verliese in jou lewe toegelaat het nie. Ons kan vandag sien, as ons na die boek van Job lees, dan kan ons sien, hoekom het sekere goed gebeur, hoekom is sekere goed toegelaat. Maar Job kon dit nie sien, terwyl hy in die situasie vasgevang was nie. Ons kan sien dat God betrokke was. Ons kan sien dat die duiwel ook een of ander deel van die paai gehad het daar. Ons kan alles sien, maar vir Job het dit glad nie sin gemaak nie. Hy sê vir God, Here, ek is dan 'n goeie mens wat vir u lief is en wat vir u dien.
hoekom gebeur al hierdie slegte dinge met my? En vir 37 hoofstukke in die boek van Job sê God niks. Geen antwoord vir Job nie. Niks. Was jy al in 'n krisis waar God stil was en hy vir jou niks gesê het nie? Het jy al vir God gevra, hoekom Here? Maar dan kry jy geen antwoord nie. Net niks. Net stilte. Weet julle, dis van die swaarste en moeilikste dinge om te hanteer in die lewe, wanneer jy vra, hoekom Here? En dit voel of jou gebeure nie hoër as die plafon gaan nie. Job het die grootste toets van sy lewe, hy het die grootste toets van sy lewe gegaan in hierdie tyd van sy lewe. En dit was ook grootliks 'n toets vir sy karakter, want hy was die een wat gesê het, dat hy altyd vir God sal vertrou, maak nie saak wat gebeur nie. Hierdie was 'n groot toets, maar hier is die kern van die storie. Is jy reg daarvoor? Wanneer God stil is, ook in my en jou lewe, en het voel of jy nie 'n antwoord kan kry nie, het jy nodig om dinge te aanvaar. Kan julle onthou hoe dit gewerk het in die skool? As 'n onderwyser 'n toets by jou afgeneem het, of jy het by 'n toets by hom geskryf, was die onderwyser altyd doodstil. En so werk dit ook in die skool van die lewe. Jy gaan nie 'n antwoord kry terwyl jy die toets skryf nie. Jy mag dit dalk later kry, maar jy kry nie die antwoord terwyl jy besig is om die toets af te lê nie. Miskien kry jy dit eers eendag as jy in die hemel is, maar jy gaan dit verseker nie kry terwyl jy die toets skryf nie. Ek weet nie of van julle al baie bekend is met die gebed om gebedskalmte nie. In Engels noem ons dit die Serenity Prayer. En ek wil dit vanoggend vir julle voorhou, omdat baie mense partykeer hierdie gebed bid, maar hulle fokus net so op die eerste 3 reëls van die gebed. Nou kom ek gee eers vir julle die eerste 3 reëls van die gebed. Hierdie gebed sê, Here, skenk my die gemoedskalmte om die dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie. Here, gee vir my die moed om die dinge te verander wat ek kan en die wysheid om te weet wat die verskil is. En hierdie 3 dele word gewoonlik vir jou voorgehou wanneer mense bid, maar daar's egter, die gebed is baie langer en daar word meer dinge in hierdie gebed aangespreek wat partykeer nie gebid word nie. En hierdie is die kern van die gebed. Here, help my om een dag op 'n slag te leef, een oomblik op 'n slag te geniet. Nie nou al dink aan môre en oormôre en volgende jaar en wat alles gaan inhou nie, maar Here, help my net om deur hierdie dag te kom. Help my om deur hierdie moeilike ding wat ek nou moet vat, Here, help my hierdeur. Help my, Here, om swaarkry te aanvaar as die weg na vrede. Help my, Here, om die sondige wêreld te sien soos wat Jesus gesien het en te doen soos hy gedoen het en te aanvaar, Here, al gebeur dinge, Here, soos wat ek dit nie wou gehad het nie. Help my, Here, om te vertrou dat U alles vir my ten goeie gaan laat meewerk, as ek in oorgawe aan U wil leef. Sodat ek, wanneer ek dit doen, ek redelik gelukkig sal wees in hierdie lewe en vir ewig die hoogste geluk by U sal ervaar. Amen. Ja, hierdie is die Serenity Prayer, hierdie is die gebed om gemoedskalmte. Maar weet julle wat? As ons aan die tweede gedeelte van hierdie gebed kyk, maak die tweede gedeelte van die gebed eintlik nie verskil. Nie die eerste 3 reëls nie. Die krag lê in die tweede gedeelte wat sê, die gemoedskalmte, die vrede wat ons ervaar, kom deur die aanvaarding, dit kom deur die vertroue, dit kom deur die oorgawe te maak aan God. En dit is waar jy die pad na vrede vind. So as jy deur 'n baie moeilike ervaring gaan, is dit wat jy moet doen. Jy doen wat jy kan, en jy aanvaar dit wat jy nie kan verander nie. As jy siek is, en jy het 'n gestremdheid, dan gaan jy na die beste dokters toe wat jou kan help. Maar as hulle daar vir jou sê, ek kan niks meer vir jou doen nie, daar's nie vir my 'n pad vorentoe nie, dan moet ek dit aanvaar. As jy 'n probleem het met 'n kind, wat vir jou baie uitdagings gee, en jy doen jou beste vir daardie kind, en jy bereik later op 'n plafon, dan moet jy aanvaar wat jy nie kan verander nie. As jy in 'n huwelik is met 'n huweliksmaat, en jy het jou beste probeer om oplossings te vind vir sekere goed, dan moet jy aanvaar, hierdie persoon gaan nie verander nie.
En die tweede keuse op die pad na vrede of gemoedskalmte is om te vertrou. Dit is om te vertrou dat God vir jou omgee en vir jou lief is en dat hy vir jou dinge ten goeie wil laat meewerk. Ons lees in Jesaja 26 vers 3 lees ons, The Lord gives true peace to those who depend on you because they trust in you. En dan sê Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê vir ons, Trust in the Lord with all your heart and don't lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will direct your path. Soos ek vroeër gesê het, mense, ons gaan nooit 'n probleemvrye lewe leef nie. Daar bestaan nie so iets nie. Daar's altyd iets. Dis waar, né? Daar's altyd iets in ons lewe wat besig is om te gebeur. As dit nie die een ding is nie, is dit die volgende ding. Daar's never a dull moment. Jou persoonlike lewe kan amper vergelyk word soos om 'n huis by die see te hê. Nou ons wat hier in Oesterbaai bly, ons kan nog ons partytjie baie roes kry by ons huise. So jy het net die een roes deurgewerk, dan sit die volgende roes daar. Of die volgende verweer is daar, jy moet alweer verf. Verf jou huis baie hier in Oesterbaai. Maar dit is so gaan dit in ons lewe ook. Daar's altyd onderhoud. Daar's altyd probleme in ons lewe. En as die een uitgesorteer is die volgende daar. Dan weet julle hoe spel ons dit? L-E-W-E, lewe. Dit is wat dit beteken om die lewe te leef. En jy gaan moet leer om vrede en gemoedskalmte in die middel van jou probleme en uitdagings te ervaar. Miskien dink jy, maar waarom is my lewe altyd vol uitdagings? Waarom is my lewe altyd vol probleme? Hoekom is daar altyd iets niets op die horison? Wel, daar's 3 redes daarvoor. Die eerste rede is, Adam het die appelkar omgegooi. Hy het droog gemaak saam met Eva toe hulle in die paradys was. Hy en Eva het ingegee vir versoekings en toegelaat dat sonde in die wêreld inkom. Ons leef in 'n gefalle wêreld. Die wêreld is nie perfek waarin ek en jy lewe nie. En daar's dinge wat ons om ons wat probleme veroorsaak, want ons leef in 'n wêreld wat nie perfek is nie. Die tweede rede is, ons het 'n vyand en sy naam is Satan. En ek glo, daar's 'n regte duiwel daar buite in hierdie wêreld. En ek vertrou jy glo dit ook. En Jesus glo dit ook. En jy kan maar net om jou kyk en dit is wat jy elke dag gaan sien waarmee hy homself besig hou in hierdie wêreld. Die bose is 'n realiteit wat wel bestaan in hierdie wêreld. En die bose het jou ook in sy vizier. Satan het jou ook in sy vizier. En dis sy mikpunt om jou lewe en die van jou geliefdes te vernietig. Hy wil jou gedagtes verwar, hy wil jou familie vernietig, hy wil jou gesondheid en jou finansies verongeluk. Hy het jou spesifiek in sy vizier as jy 'n Jesus volgeling is. Want dan is jy nie sy vriend nie, jy is sy vyand. So jy het die wêreld wat met jou kompeteer en wat jou teestaan. Jy het 'n persoonlike vyand wat die Satan is, wat nie goeie goed vir jou beplan nie, en dan maak jy self ook nog foute. En baie van die goed mense wat met ons gebeur, en die situasies waarin ons beland, is die gevolg, baie keer, van ons eie toedoen. Wanneer ek sonde doen, het dit sekere gevolge in my lewe, en dit bring pyn in my lewe. Maar luister nou mooi, soms is die pyn in jou lewe niemand se fout nie. Soms kan jy net niemand daarvoor verantwoordelik hou nie. Jesus het eendag geloop en 'n blinde man gekry langs die pad wat blind gebore was. En die disippels het na die man gekyk en vir Jesus gevra, wie het dan nou sonde gedoen in hierdie geval? Die man of sy ouers? En Jesus het gesê, nie die man of sy ouers het in hierdie geval sonde gedoen nie. En weet julle wat? Dis nogals baie keer in terapie wat dit so werk. Ek sien baie keer mense en baie keer sal mense net sê, dis altyd hierdie een se fout en dis altyd daai een se fout en baie keer is dit die ouers se fout. Al die fout lê altyd by die ouers, nee. Dit lê baie keer by hulle, min by hulle self, maar baie keer by die ouers en by ander mense in hulle lewe. So die disippels vra, wie se fout is dit dat die man blind is? En Jesus sê vir hulle, dis nie een van die twee se fout dat hy blind is nie. Jesus sê toe dat hy blind gebore is, sodat God se werk in sy lewe gesien kan word. En soms is daar ook 'n probleem in jou lewe, waar God se werk en heerlikheid in jou lewe geopenbaar kan word.
Soms weet jy nie wat die oorsaak is nie, maar dan moet jy net vertrou in die wete dat God sy hand oor jou hou en dat hy jou nooit, maar nooit alleen sal los nie. Ons lees van Filippense 4 vers 6 en 7 die volgende: Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. En God se vrede, wat meer is as wat 'n mens kan dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Mooi, nee? Dit is die pad na vrede. Nou, vanoggend wil ek vir julle uit my lewe uit na 2 stories in my lewe kyk, wat vir my inpas, en so inpas by die woord wat ek vandag vir julle hier bring. En ek hou daarvan op tyd keer om stories uit my eie lewe te vertel, omdat dit die woord so prakties maak, en so toepaslik maak, ook op ander mense se lewens. Die eerste storie speel af in my lewe, toe ek so 35 tot 45 jaar oud was. En ek het verskriklik gesukkel om weer swanger te word na die geboorte van my pragtige dogter Carissa. En sy is vandag 27 jaar oud. Maar vandat sy 3 was, het ek hierdie verskriklike begeerte gehad om nog kinders te hê. Dit was nooit net my bedoeling, of my man se bedoeling, dat ons net 1 kind wou gehad het nie. Ek wou graag nog kinders gehad het. Ek wou graag 'n voller gesin gehad het met meer kinders. En alhoewel sy heeltemal normaal verwek is, kon ek nooit weer na haar normaal swanger word nie. Althans, ek het swanger geraak, maar ek het elke keer die baba verloor. En ek het daarna vir eindelose vrugbaarheidsbehandelings gegaan. Van Kaapstad tot Pretoria, tot Johannesburg, ek was oral. En dit het ons 'n fortuin gekos, maar ek het elke keer die baba verloor. Of daar was nie 'n hartklopie nie, daar was altyd iets. En daardie fase van my lewe, mense, het vir 10 jaar aangehou. En dit was waaroor my lewe gegaan het in daardie 10 jaar. Dit was my opstaan en my gaan lê. As ek in die oggende opgestaan het, was dit waaraan ek gedink het. As ek vanaand gaan lê het, is dit waaraan ek gedink het. Dit het my lewe ongelooflik oorheers in daardie tyd. En ek het met die Here daaroor gepraat en ek het gebid en ek het gesmeek. Maar hy het my nie geantwoord nie. En daardie tyd het ek saam met my oorlede man 'n plaaslike kerk in De Wetstorp bedien. En hy het eendag vir my gesê, Karen, jou eerste liefde moet God wees en nie om nog 'n kind te kry nie. En julle, ek sal daardie woorde nooit vergeet nie. Dit was asof 'n tsunami my in my gesig getref het. En die Here was besig met my op 'n baie spesiale manier om my karakter te bou. En vir God is my karakter baie belangriker as my comfort, of dit wat ek baie graag in die lewe wil hê. Ek kon nie verstaan waarom God nie vir my nog kinders wou gee nie. Terwyl ek dan nou in so gelukkige huwelik was. Terwyl ek dan nou nog kinders kon bekostig. Ek meen, ons kon vir die kinders sorg. Terwyl ek dan getroud was met 'n man wat 'n fantastiese man is, 'n fantastiese pa is, absolute gesinsman is. Hoe is dit dan moontlik dat ek nie nog kinders kon hê nie? Dit kan mos nie waar wees nie. En weet julle, daar het altyd 'n toneel in my kop ook afgespeel, want net voor ek getrou het, die dae net na ek by Madiba klaar gewerk het en ek trou, moes ek na 'n polisiestasie toe gaan, en omdat ek nie lank voorheen op polisiestasies gewerk het, het die polisie besluit ek moes vir 4 maande op Sunnyside se polisiestasie moes ek gaan werk om stasieondervinding op te doen. En in die 4 maande wat ek toe op Sunnyside se polisiestasie werk, en ek weet nie of julle Sunnyside se polisiestasie in Pretoria ken nie, maar dit is nogal 'n rowwe polisiestasie. Het ek baie op die strate gewerk daar en in openbare polisieorde wat ek gewerk het, in uniformtak. En ek het eendag het ek 'n babietjie, ek daai dag nooit vergeet nie, uit 'n astrom gehaal wat in 'n sak toegedraai was. En ek het die sak oopgemaak en hierdie babietjie, die dooie babietjie in hierdie sak gelê. En dit is 'n beeld wat my hele lewe bygebly het. En in hierdie proses wat ek deurgegaan het, waar ek so geworstel het hiermee, het ek vir die Here gesê, Here, hoe is dit moontlik dat ek 'n baba kon optel in 'n plastieksak in 'n dom in Sunnyside, en ek wat vir 'n kind kan 'n lewe gee, ek wat nog kinders kan hê, ek wat hulle kan bekostig, ek wat hulle graag wil hê, dat vir hulle 'n goeie lewe kan gee,
kan nie nog kinders kry nie. Hoe is dit moontlik, Here, dat daar kinders gebore kan word wat honger is en wat sy ouers hulle abuse en wat seksueel gemolesteer word? Maar ek kan nie vir my nog 'n kindjie gee nie. Dit was die vraag wat alles deur my kop gegaan het en waarmee ek geworstel het. Maar weet julle, in daardie tyd het my oudere se een van sy kliënte ook vir my so 'n babygrauwtjie gegee, 'n pragtige babygrauw wat sy van oorsee af gebring het en dit altyd vir my gesê ek moet die babygrauw in 'n kas wegbêre, 'n laaikas en dan moet ek hom so af en toe uithaal, dan moet ek aan hom voel en dan moet ek die Here vertrou vir die babietjie wat ek graag wil hê. En ek het dit gedoen. Maar in die kerk daai tyd is daar toe nou op die Wesdorp 'n ander babietjie gebore uit 'n buite-egtelike verhouding. En die babietjies met 'n waterkoppie gebore. En die babietjies toe opgeneem in Sunflower House in Bloemfontein. En mense in die kerk vra vir my of ek nie vir die kind asseblief sal gaan bid nie. En ek is baie opgewonde en ek sê ja, ek sal met liefde gaan en ek sal vir die babietjie gaan bid. Maar weet julle, die oggend toe ek nou moes regmaak om na die babietjie te gaan bid, toe is dit asof die Heilige Gees vir my wys na daai pakkie onder in daai kas. Of my sê, jy moet daai pakkie uithaal en daai pakkie moet nou saam gaan, want jy gaan daai pakkie nou vandag vir daai babietjie in Sunflower House gee. En ek sê, nee Here, jy verstaan verkeerd, ek gaan nie my pakkie vir daai babietjie gee nie. Ek gaan hom nie vir 'n buite-egtelike kind gee nie. Ek gaan hom nie gee vir 'n kind wat in Sunflower House lê nie. Dit is die pakkie wat ek eendag vir my eie babietjie gaan aantrek. Maar so het die Here my gestoei en so het ek later daai pakkie in 'n sakkie gesit en ek is met daai pakkie Sunflower House toe. En toe ek by daai hospitaal instap en ek daai pakkie vir daai babietjie gee, toe is dit asof daar 'n vryheid oor my kom. Eerstens oor die feit dat ek self op 'n oomblik besef dat ek self nie beplan was nie. Ja, wat 'n groot genesing vir my daarin gelê, omdat dit iets was in my hele lewe waarmee ek baie geworstel het, met sexual purity. Ek het 'n baie groot ding oor dit gehad, oor die feit dat ek self nie beplan was in die lewe nie. En ja, en dan nou die tweede ding was, toe ek daai pakkie vir hy kindjie gee, toe is dit asof ek die aanvaarding het, Here, ek kan nie goed verander waaroor ek nie beheer het nie. En dat ek die vertrou, Here, dat die beste vir my beplan en die beste vir my gaan uitwerk. En van daai dag af het my lewe in daai area heeltemal verander. Ja, ek het daar net 'n totale oorgawe aan die Here gemaak en ek is so dankbaar daarvoor. En weet julle, op daai oomblik het ek besef dat my storie is maar net 'n klein paragraafie, 'n klein paar reeltjies in God se storie en dat ek hom absoluut moet vertrou met my lewe en dit wat hy in my lewe toelaat. Ek het daarna aanvaar dat God my net een pragtige dogter gegee het wat absoluut 'n plesier was om groot te maak. Meer as wat ek ooit kon vra, meer as wat ek ooit seker in die lewe ooit kon ontvang, was hy en vandag is hy nog steeds vir my net 'n groot plesier in my lewe. Ek het ook geleer om dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie, om God nie te bevraagteken nie, want ek is nie God nie, om te aanvaar en te vertrou en oor te gee. Ek moet sê, ek verstaan ook die afgelope jaar, nadat my man laas in 2024 oorlede is, aanvaar ek ook baie beter wat dit beteken en beleef ek ook baie beter as die Here in die woord sê, hy bewaar die wederwees en die wees, want ek ervaar dit so eerstehand. Ek beleef hoe God se vrede vir my elke dag vooruitgaan, maar in die proses moes ek aanvaar dit wat ek nie kon verander nie. Dat God vir my goeie dinge beplan, ten spyte van alles wat om my aangaan, en ek moet daagliks oorgee aan die Here. Ek moet gehoorsaam wees in dit wat hy van my vra. En hierdie kerkplanting wat ek op Osterbaai gedoen het, mense, is absoluut ook een van daai dinge wat ek moes doen, omdat God dit op my hart geplaas het. En ek het angstigheid beleef oor mense se opinies daaroor, maar ek het besef, ek moet gehoorsaam wees aan die Here en ek moes doen wat hy vir my sê en ek moes doen. En vandat ek dit begin doen het ek God se vrede en voorsienigheid en wysheid elke dag in my lewe ervaar. My mantra vir elke dag is, Here, U hoef niks aan my te verduidelik nie. Ek vra nie 'n klomp vrae nie. U is God, ek is nie. En weet julle, daaraan hou ek vas.
Die meeste mense reageer op dinge wat hulle nie kan beheer of verander of verklaar nie, op een of twee maniere, wat partykeer nie goed is nie. Die eerste manier is, ons probeer harder om dinge te beheer. En hoe meer ons die lewe kan beheer, hoe meer beheerend word ons. Ek gaan hierdie ding maak werk, maak nie saak wat nie. En in die proses, as ons dit doen, of ons het daai ingesteldheid, maak jy almal om jou miserabel en negatief, want hoe meer beheerend jy raak, hoe minder aangenaam word jy om mee saam te leef. Daar is ook 'n ander kant van die munt, en 'n tweede manier. In plaas daarvan om beheerend te raak, gee baie mense op, en sien hulle nie eers, probeer hulle nie eers nie. Jy sien jouself as die slagoffer, en jy bly dit vir die res van jou lewe. Weet julle, beide van hierdie maniere werk nie. In plaas daarvan om hierdie twee maniere jou eie te maak, moet jy eerder die derde manier jou eie maak. En dit is om oor te gee aan God. Gee oor aan God se liefdevolle beheer oor jou lewe. Die rede hoekom daar so baie angs en so baie stres in ons lewens is omdat ons in 'n geveg of oorlog met God betrokke raak in ons gedagtes. Want jy dink, jy weet beter. Jy beheer, jy wil probeer beheer neem oor jou lewe, en hoe meer miserabel word jy, die oomblik wat jy beheer daaroor wil neem. En omdat hierdie tipe manier van doen mense net eenvoudig nie werk nie, is dit nie goed om dit te doen nie. Is baie belangrik om te onthou, jy betree 'n oorlogsone met die ware God, as jy God probeer wees in jou lewe. Die Bybel is baie duidelik oor hierdie tipe van besluit, wat mense maak. Hy sê in Romeine 8 vers 6, sê hy die volgende, hy sê, as jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood. Maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vreugde. Pragtig, nie? Ware lewe en vrede. So dit is jou alternatiewe, die dood of lewe en vrede. So ek weet nie of jy dit al oordink het nie, maar om in 'n oorlog met God te gaan, mense, is nie 'n goeie ding nie, want jy gaan verloor. Daar's 'n gesegde wat sê in Engels, your arms are too short to box with God. Daar was 'n tyd toe die bokser Muhammad Ali nog ernstig geboks het. En hy het rondgegaan daai tyd, ons was nog baie jonger in ons lewens gewees, en hy het rondgegaan en hy het gesê, I am the greatest, I am the greatest. Ek weet nie of julle dit nog kan onthou nie. En 'n klompie jare terug is hy genooi om die fakkel aan te steek by die Olympics. En soos hy opgekom het met die trappe en die fakkel in sy hand gehad het die fakkel so gebewe van die Parkinson siekte wat hy gehad het, dat hy skaars amper die vlammetjie kon aansteek. En agterna het hulle vir hom in 'n onderhoud later gevra, Ali, maar jy weet, hoe beleef jy dit alles dat jy nou Parkinson siekte het? En hy het gesê, hy glo dat God het vir hom Parkinson siekte gegee, sodat hy kan weet wie is die greatest. Want hy is nie die greatest nie. En alhoewel hy dit self met sy mond baie keer geuiter het. En dit is sulke goeie advies, mense, vir elkeen van ons. Dis advies wat ek en jy baie diep ter harte moet neem in ons lewens. Ons is nie die grootste nie. Ons het nie al die antwoorde nie. Ons weet nie alles nie. En soms plaas God 'n beperking in ons lewens, sodat ons geforseer kan word om van hom afhanklik te wees, en sodat sy geloofwaardigheid bewys kan word. Soms wil God net vir ons wys, hy is in beheer van ons lewens. As jy met God gaan veg, gaan jy verloor. Jy gaan verloor. Jy gaan verseker verloor. Hy is te lief vir jou om jou te laat wen. As jy 'n vredevolle lewe wil hê, 'n lewe wat van gemoedskalmte getuig, sal jy jou hele lewe moet oorgee aan God. Jou hele lewe, nie net gedeeltes van jou lewe nie. Hoe weet jy as jy dit gedoen het? Die bewys dat jy jou hele lewe aan God oorgegee het, is gehoorsaamheid. As God vir my sê, ek moet iets doen, dan doen ek dit. Of ek dit nou heeltemal verstaan of nie, ek doen dit. Of dit nou heeltemal in my program inpas of nie, ek doen dit. Of ek nou daardie populêr gaan wees of nie, ek doen dit. Of daar nou niemand anders is wat dit saam met my doen nie, dan doen ek dit nog steeds.
Ek gee nie om of dit maklik of moeilik is nie, ek doen dit. As God vir my in sy woord sê om iets te doen, al maak dit nie vir my sin nie, dan doen ek dit nog steeds. Jou motto moet wees, ek is ten volle oorgegee aan sy beheer oor my lewe. En as ek luister na sy woord en sy opdragte, en as ek sy opdragte nakom, is daar 'n gevolg en 'n uitkoms wat altyd dieselfde is. Vrede. Ons sal sy vrede ervaar. Ek beleef God se vrede as ek dit doen. Ons lees in Psalm 119 vers 165 die volgende: Those who love your teachings will find true peace and nothing will defeat them. Jy mag vandag in omstandighede vasgevang wees wat jy nie kan verander nie. Jy mag getroud wees met 'n persoon wat nie wil verander nie. Jy mag 'n probleem ervaar waarvoor jy nie antwoorde het nie. Maar die goeie nuus is, jy kan nog steeds vrede ervaar. Jy kan die vrede van God in jou lewe hê. Maar weet julle wat? Jy gaan eers moet vrede maak met die God wat hierdie vrede gee. Jy kan nie die vrede van God hê as jy nie vrede met hom gemaak het nie. Hoe doen jy dit? Jy doen dit deur jou hele lewe in geloof aan Jesus Christus oor te gee. Ons lees in Romeine 5 vers 1 sê, as mense wat deur God vrygespreek is omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Ons het vrede op grond wat hy vir ons gedoen het. Ek wil nou vir jou 'n vraag vra. Is jy nie moeg daarvan om oorlog met God te maak nie? Wat is die gevolg daarvan om gedurig in oorlog met God te wees en te probeer om hom te beheer te wees van jou eie lewe? Bekommernis, skuldgevoelens, bitterheid, angstigheid, vrees, moegheid, teleurstelling, depressie. Baie van ons is so bekend met van hierdie emosies in ons lewe. Maar weet julle wat is die gevolg van om in oorgawe aan Jesus Christus te leef, met alles in ons lewe? Vrede, krag, sterkte, wysheid, purpose, betekenis. Ons het die ewige lewe, want ons kan reeds hier in die ewige lewe begin leef. Ons het reeds die ewige lewe hier op aarde. En ons het vreugde, ons het joy binne in ons, wat alle verstand te bowe gaan. Nou is die vraag, waarom gee ons dan nie oor aan God nie? Waarom hou ons vas? Ons hou vas, mense, omdat ons eintlik baie keer kwaad is vir God. Daardie huwelik wat nooit uitgewerk het nie. Daardie huwelik wat nooit plaasgevind het nie. Daardie planne wat ek gemaak het wat nie uitgewerk het nie. Daardie familiekrisis of daardie miskraam, daardie baba wat ek verloor het. Daardie geliefde wat op 'n tyd gesterf het wat nie in my beplanning was nie. Want jy weet mos beter as God. Waarvoor is jy kwaad vir God vandag? Besef jy as jy vashou aan dinge waarvoor jy vir God kwaad is, sny jy eintlik jou eie hulp en jou eie genesing af, wat jy nodig het vir jou eie lewe. Jy het nodig om dit te laat gaan. Jy moet besef dat jy eintlik in 'n oorlog is met God oor daardie issue in jou lewe, waarvoor jy vir God kwaad is. Ek wil graag ook die volgende vir julle sê, en julle moet my hoor vandag. Daar's nie 'n enkele ding in my en jou lewe wat gebeur het, wat God nie kon gekeer het voor dit gebeur het nie. Nie een enkele ding nie. Die vraag is, hoekom het hy dit nie voorkom nie? Ek weet nie hoekom nie. Ek weet nie al die besonderhede nie. Maar wat ek weet, is dat ons in 'n gefalle sondige wêreld leef, waar ons en ander slegte keuses maak, en ander seer kry as gevolg daarvan. Ek weet dat God 'n groter purpose vir jou lewe het, as die probleme wat jy nou in jou gesig staar. Ek weet dat God meer geïnteresseerd is in jou karakter, as in jou comfort. Hy wil jou opbou. Ek weet ook, dat as alles niet goed gegaan het in jou lewe, jy vandag 'n spoiled brat sou gewees het. Ek weet ook, dat God presies weet, hoeveel jy kan hanteer in jou lewe, en hoeveel hy in jou lewe kan toelaat. Ek weet ook, dat ons leef nou nog op die aarde. Ons is nog nie in die hemel nie. Eers as ons daar gaan aankom, gaan ons arriveer in die volmaakte lewe. Ek weet ook, as jy dink, jy gaan 'n probleemvrye lewe lei hier op aarde, bluf jy jouself, want dit gaan nie gebeur nie.
Ek weet ook dat God het 'n plan vir jou lewe hier op aarde en daardie plan sluit ook pyn in. Want hy wil ook hê jy moet groei. Hy wil ook hê jy moet volwasse in hom word. Ek weet ook dat God gereed is om jou in die hemel te beloon vir hoe jy hier op die aarde geleef het. Ek weet ook dat hy baie lief vir jou is en dat hy wil hê dat jy jou vertroue in hom moet sit. En ek weet ook, daar's net een manier om vrede te kry, deur aanvaarding, vertroue en oorgawe. Kom ons sluit ons oë. Bid saam met my hierdie gebed in jou hart vandag. Vra vir die Here om vanoggend of vandag net presies vir jou met jou toe kom bemoeienis maak. Ja Here, ons weet vandag, U weet vandag presies waar ons met U staan. U weet vandag presies, Here, of ek bitterheid en of ek woede binne in my hart het. U weet ook, Here, hoe ek dinge teëgestaan het in my lewe. U weet ook, Here, of ek in 'n oorlog met U betrokke is en of ek kwaad is vir U. U weet, Here, hoekom ek vashou aan sekere dinge. U weet ook hoeveel keer ek dalk, Here, vir U vir verduidelikings gevra het, maar dat ek nooit verduidelikings gekry het nie. Vandag, Here, wil ek ophou om met U te veg. Ek wil ophou, Here, om te probeer om dinge te verstaan wat ek nie kan verstaan nie. Vergewe my, Here, asseblief. Help my, Here, om op 'n pad saam met U te stap, waar ek vrede in my gemoed kan aanvaar. Help my, Here, om die dinge te verander wat ek nie kan verander nie. Help my, Here, om te vertrou dat U vir my goeie goed beplan en nie vir my slegte goed beplan nie. Ag Here, help my om te vertrou, Here, waar ek dalk dink dinge nie sin maak in my lewe nie. Help my om te vertrou, Here, dat U 'n goeie God is en dat U regtig net my belange op U hart dra. Vandag, Here, wil ek die oorlog stop en ek wil onvoorwaardelik my lewe aan U oorgee. En ek wil vra, Here, dat U beheer sal kom neem van my hele lewe. Elke afdeling van my lewe, Here, nie net sekere gedeeltes nie, maar elke afdeling, my persoonlike lewe, my familielewe, my werk, Here, my verhoudings, my geld, alles, Here, kom neem beheer oor my hele lewe. Kom in my lewe in, kom maak my hele lewe nuut, Here. En dankie dat ek van nou af my lewe kan lei as 'n volgeling van U. Ek vra, Here, dat U sal kom deur die Heilige Gees en dat U sal kom bemoeienis maak met my. Dankie, Here, dat U daardie verandering nou in my lewe doen. En dankie dat ek U vrede kan aanvaar. In Jesus se naam. Amen.